Louis, vandag gaan ons gesels oor die verskil tussen 'n psigopatie, 'n psigopaat en 'n sosiopaat. Eers want mens sien daarom in films almal sal altyd verwys na, hy's 'n sosiopaat of 'n sosiopaat. En dan dink jy, maar wat is dan die verskil tussen 'n wat ons ken as 'n antisosiale persoonlikheidsversteuring, 'n psigopaat en 'n sosiopaat? Ja, nee, daar's geen verskil nie. Dit is maar net populêre term. En nie een van daai terme is in elk geval amptelike terme. Maar daar word tog verskillende goed bedoel. Nou, kom ons gaan kyk net eers waarvan praat ons nou eintlik. As daar verwys word na psigopate of sosiopate en dit word verwys na iemand wat altyd so is. Ons praat nou nie iemand wat net so half selfsugtig optree vir 5 minute of 30 sekondes of wat ook al nie. Iemand wat herhaaldelike patroon het van dink, voel, optree op 'n manier wat ander mense nie in ag neem, wat nie omgee wat die implikasies gaan wees nie, wat nie omgee om te jok, te manipuleer, te bedrieg nie, wat impulsief is, aggressief is, onverantwoordelik is, basies nie ongewete het, eintlik ook nie angstigheid het. Dan praat ons van iemand wat 'n antisosiale persoonlikheidsversteuring waarskynlik het. En dit is 'n diagnoseerbare term wat eintlik 'n rare ding is wat voorkom onder dit wat ons noem waar mense denke, gedrag en gevoelens vasgehak het. En daar praat jy dan van persoonlikheidsversteurings, né? Die verskil tussen iemand wat net vir 'n tydperk of af en toe bietjie obsessief is en amper nie aan die deurknoppe kan raak nie, en iemand wat in alle situasies vir 30 jaar al in alle opsigte perfeksionisties moet wees. Dit is iets anders. Nou, dit raak 'n persoonlikheidsversteuring. So die term psigopaat, sosiopaat verwys eintlik na die antisosiale persoonlikheidsversteuring. Daardie klein persentasie van die samelewing wat teen die norme van die sosio-norme is, die antisosiaal. Dit doen goed wat ons as samelewing nie van hou nie, ons hou nie daarvan nie, en dan ontwikkel ons na. Psigopaat, sopaat. En daar is tog 'n verskil wat mense bedoel daarbey. Dit lyk asof mense praat as hulle die woord psigopaat gebruik. Dan lyk dit asof mense praat van 'n tipe persoon wat amper geneties gevaarlik is, wat koud en kalm en emosioneel afsydig is en wat geen empatie het nie, geen skuldgevoelens en nie, manipuleer in 'n doelbewuste, kalkuleerde manier. En dan eintlik maar biologies, geneties, dit is maar soos dit is. En dan praat mense oor die algemeen van 'n psigopaat. Dit lyk asof mense dan bedoel met 'n sosiopaat asof dit iemand is wat so half emosioneel onstabiel is en so half deur die samelewing so gemaak is. Meer omgewingsfaktore geraak word. Iemand wat nie impulse kan kontroleer nie en emosioneel reaktief is en chaoties is en onvoorspelbaar is en eintlik maar 'n geskiedenis het van trauma en verwaarlosing en onstabiliteit en toe word die persoon 'n sosiopaat. Baie keer in die flieks word dit so uitgebeen. Nee. Maar nou, Maar ek wil eintlik net is daar nie 'n verskil nie. Louis, wat baie mense die antisosiale persoonlikheidsversteuring, die psigopaat en die sosiopaat, want dis in die films ook so, is dit die moordenaar, dis die reeksmoordenaar, dis die een wat almal uitmaai en nie omgee nie. Maar dit is tog nie waar. Die diagnose impliseer nie jy gaan 'n moordenaar wees Nee, of word nee, nie. nee. Nee, dit is weer die bekende een dat feitelik alle reeksmoordenaars is mense wat definitief voldoen aan die antisosiale persoonlikheidsversteuring diagnose, definitief. Maar nie naaste by almal wat antisosiale trek of antisosiale persoonlikheidsversteuring mee sukkel is reeksmoordenaars nie of gevaarlik nie. Dis maar net 'n lekker versie wat deur media daar gestel is. Dit is moeilik vir ons om te verstaan dat daar kan mense op aarde wees wat regtig nie omgee wat ander van hulle dink, dat hulle nie angstig is oor wat gaan iemand van my sê nie. Hulle gee net nie om oor daai ding. Ek dink dis 'n baie moeilike ding
vir mense wat dit nie ervaar nie, vir ons almal wat angstig is en wel omgee en voel ons is nie goed genoeg nie en ons self so kastei, dat hier mense is wat net nie omgee nie. Dit is 'n baie vreemde ding, maar wat my pla van hierdie diagnose, en jy moet nou vir my sê of ek reg of verkeerd is dat omdat dit van kinderjare afkom, leer hulle hoe om dit weg te steek. Hulle leer hoe om te praat soos iemand wat omgee. Hulle leer hoe om te lyk asof hulle omgee. Is dit nie korrek nie? Jy weet, alle mense is verskillend. Alle mense wat sukkel met 'n loopneus, sy neuse loop, maar dit loop op verskillende maniere. En dit is dieselfde met mense wat sukkel met persoonlikheids kompleksiteit. As jy weens en dit is nie maklik om te sê waarom nie. Daar's baie studies, daar's baie neurologiese studies, maar as dit dan so gebeur dat jy deur die verloop van jare jou persoonlikheid so gevorm het dat dit as 'n antisosiale patroon beskryf kan word. Is jy miskien per toeval nog intelligent ook? Dalk, want jy het dalk goeie gene geërf van jou ouers of jou grootouers. En dan kan jy baie maklik dit wegsteek en manipuleer. En jy kan dalk baie meer wegkom met mense se geld steel. Of jy leer baie goed aan hoe om sosiaal oor te kom, want jy het vermoëns. Maar jy kry ook iemand wat met daardie trekke en daardie onstabiliteit wat nie dalk 'n vreeslik goeie kommunikasievaardighede het, maar dalk goed is met wiskunde. En dan ook nie goed is daarmee om ander mense te bedrieg en te manipuleer nie. Alle antisosiale persoonlikheidsversteuring mense is nie vlamskerp en kundig nie. Soos met alle mense. So mens moet baie mooi pas op dat jy nie, ek wil amper sê, die boksie definisie beskou as jy dink aan mense met persoonlikheidsversteuring as net 'n eensydige uitbeelding, die slim, skerp, beredende, manipulerende psigopaat nie. Daar is baie mense met antisosiale persoonlikheids wat jy op die straat sal probeer jou sakke rol en heeltyd in die tronk is as gevolg daarvan. Of maar iemand in die probeer roof of wat dit ook al is. Dit is nie altyd soos dit in die flieks lyk nie. Nee, ek weet, ek verstaan so. Ek probeer maar net soveel as moontlik scenario's skep hier sodat ons kan probeer verstaan waarmee mense te doen het. Maar nou as jy dan nou gediagnoseerbaar is met iets soos psigopatie of 'n antisosiale persoonlikheidsversteuring, dan gaan jy mos nie wil verander nie. En jy gaan ook nie sommer kan verander nie. Dit voel vir my hierdie is mos nou iets wat nou so 'n bietjie anders is as sommer net dis 'n diagnose wat kan werk aan. Jy's heeltemal reg. Kom ons sê so. As jy mense wat sukkel met perfeksionisme, kom ons sê obsessiewe versteurings, herhaalde gedagtes oor byvoorbeeld gesondheid, hulle besef dit baie goed. Hulle is vies vir hulle self en geïrriteerd met hulle self en hulle sukkel met hierdie herhaalde obsessiwiteit en hulle wil dit net weg hê. Die persoon wat ons sê maar kan sê 'n obsessiewe persoonlikheidsversteuring sien dit nie eintlik as 'n probleem nie. Dit is hoe dit is. Dit is nodig om alles te organiseer en te rangskik en so aan. En dieselfde met die antisosiale persoonlikheidsversteuring, nê. Hoekom sal jy aanmeld vir terapie as jy nie omgee wat jou impak op ander mense is? Jy sal dit doen as dit jou die moeilikheid kan hou of as jy iets daaruit kan kry. Nou goed, mens kan redeneer dat meeste mense doen ook maar net goed om iets as hulle iets daaruit kan kry. Maar meeste mense het daarom 'n impak en het daarom 'n gedagte van, "Jessie, ek voel nou sleg want my vrou of my man of my kinders huil so vreeslik oor my gedrag en ek wil dit daarom nie hê." Dis nie net dat ek nie wil geskei word nie, ek wil daarom ook nie dit aan iemand anders doen. En dit is dan daardie geval. So jy is heeltemal reg. Mense met wat met herhaalde lang gedragsemosie patrone is, ons noem dit persoonlikheidsversteurings. Se herstelkanse en is natuurlik baie minder
as mense wat net met trekke sit of net met duidelike kondisies sit. En in die geval van sekere kondisies, soos sê na 'n paranoïde persoonlikheidsversteuring of 'n antisosiale persoonlikheidsversteuring soos jy tereg sê, is daar nie vreeslik belangstelling in wat ander mense wil hê en wat vir ons almal goed gaan wees nie. Want definitief weer al die verskillende soorte persoonlikheidsversteurings moet bespreek, want dit is geweldig interessant. Maar mense, indien jy vrae het, kan jy e-pos stuur na lise@wieisek.co.za. Op Wiesek se webtuiste is daar baie te lees oor persoonlikheidsversteurings soos 'n psigopaat. So gaan gerus na wiesek.co.za. Ek sê baie dankie aan Dr. Louis Averbag. Hy is 'n kliniese sielkundige, Stellenbosch. Al sy besonderhede is by hierdie video, so gaan kyk gerus daarso. Deel die gesprek. Mens weet nooit wie het nodig om hierdie te hoor nie, en soos altyd, kyk mooi na jouself.